Goeienaand al die 5 ligte kykers. Baie welkom. Kali, Rassie. Yes, lekker te sien. Eddie, just wat is op jou hoed, my man? Yes, dit is Sy is so rooi van wat dit is is in jou hand? 2025 Ferrari weekie en Represent. het hy my verjaarsdag was 'n bietjie Yeti gekry. Nee, dit is klassiek hoor. Op jou voet. Nee, ek voel ek kiet dit uit, bietjie al die dinge. Ja, jy het hom mooi getrek. En dan Kali, dankie vir jou. Jy het vir ons 'n Yes, ja. medisyne gebou. Ja. Dit is so 'n hoorpuntjie van Dames en here, is julle nou moet apteek toe gaan, 'n Vicks Medi-Night gaan koop. En ja, is uit stok uit, jy weet, en jy het oupa se hoesmedisyne nodig as jy kom om dit hierin te gooi. Maar dit lyk baie cool. So dat Kali. Ag, vir plesier ouens. Dis 'n ou flesie vir 'n versnapperingkie. Maar gepraat van versnapperingkies, verstapperingkies. was dit nou jou jaarsdroom of 'n fans dream gewees die naweek? En die was hy daai kant. Okay. En dat ons eerstens Paul gesien het van Kimi Antonelli en die sprint wat ons nooit verwag het. Yes, wat 'n verrassing was daai nie. Man, I bel. En toe Absoluut. slag Maxim op Paul weet dis Ja. weer ewe skielik op vorm. Ek wil gou vinnig onderbreek daarso. Jy het in jou video gesê, Ja, dis nie wat my superberoep by ouens. ek weet, ek het nogal gekyk daarvoor want jy het dit geroep. Ek het dit cool. Toe ek het sien, toe ek van pragtig Rassie, jy het hierdie een reg geroep. En pragtig toe ek gaan kyk jou superboot, hoe vou jy? Ja. Op in die hand. So ja, ek dink daar's baie om oor te gesels vanaand. Kom ons jump gou in en ons begin bietjie by die sprintreis. Weer eens Lando Norris Miami in 'n safety car het so iets van 'n Nolstring. 'n nolstring effek daar Ja. op werk niet. Okay. Ja, hy het dit duidelik baie mooi gevang. Dis is 'n 3-gang maaltyd. Jy weet, dit werk net vir hom. So ja, goed. Dit was nat. Hulle het gewag ons bietjie delays gehad. Jy weet, Ja, dit was baie nat eintlik, né? Shaw Ja, wat besluit het hy gaan kyk hoe lyk die muur. hoe werk die crash test instructor van die SF25. En dan Oscar Piastri weer eens hy bly net in die top 2. Hy het eister gery in die naweek. Nee. Briljant. En dan ek het heeltyd geroep agter die TV omdat Shaw nou uit is, moes ek verloos kry. Ja. Dis reg, jy het nie 'n keuse gehad nie, hè? Cool te sien. Maar nou toe dit droog raak, dan bly sy pit hom nou op soft. Wel soft, ja. Op soft en almal Ja. het op mediums gegaan. Korrek. En moes so soft en dit was nog nie droog genoeg om vir mediums en daar was genoeg laps asof van die safety car oor ons Ja. op te sit. Ek het ook so geluk. Lose lap nadat ek al 2 laps vroeër geroep het, sit hom op softs. Hoorie maar Lewis en Pitts en Ferrari race-ingenieurs. Ja, Daai ding gel nog nie lekker nie. Normaal. nee, hulle is so briljant saam, hulle drink Earl Grey nou op die stadium political so. Kombucha. So, verstaan jy, Ja, greetings to you kombucha. Dan jy weet, Charles kon ons ook niks sê nie want weer eens ek dink dit is sy tweede DNS dit not start. Hoeveel punte dink skat jy er al weggegooi? Ek dink hulle sou vir Charles miskien dalk vroeër as Lewis gepunt het want ek dink Charles sou geroep het en ek dink Charles kon dalk op podium of ten minste 4de plek. dat is Loos op die podium geëindig het, kon ek Sjaldag sien. 5 punte weggegooi daar. Ja, gone with the wind. En vir Ferrari ook. Ja. Verstaan jy? Ag, ek Williams klop aan die deur, papa. So ja, dan is nog gepraat oor Kimi Antonelli, die jongste pole-posisie. is hy baie jonker as hierdie naweek. Hy is al jonger gekry as wat Max op al. Ja. Max was ek dink 18. Max was 18 en ek weet hulle het tog gesê want hulle werk om ons maande daar en alles eruit.
En Kimi is actually jonger geweest as Mark. En ja, hy het obviously 'n rookie error in die eerste draai gemaak en wyd gehardloop soos jy kan sien nou op die wegspring daar. Het hy maar net wyd gehardloop, maar ek dink hy sal leer. Ek dink ons kan nou 'n bietjie lekker oor hom gesels. Ek dink is onervaring by. Weer eens lekker het 'n Burn Malander weer die safety car se engine laat hardloop. Daar's moes hierdie safety car doen myle hierdie jaar wat hy nie gedoen het verlede jaar nie, né? Hy probeer opvang vir verlede jaar. Presies. En wat sleg was Fernando se ongeluk. Weer hy en Ollie Beerman by mekaar of Lawson by mekaar. Lawson. En hy bly ook net uit die moeilikheid uit nie en dit was jammer want dit kon Fernando se eerste punte vir die jaar gewees. Ja. So ek verstaan dat hy muf was oor dit, maar dit het 'n bietjie chaos veroorsaak en ja, luister George Russell eindig 4de, George bly maar net weer Mr. Consistent en dan vir een of ander rede is Paulsen 5de, verstaan jy? So ja, daar's 'n glipsie wat dan Gewoon vir Alonso met 'n voetpunt outscore. Hy sit op 20 punte. Ja. 20. 5 of ja, 14 punte vir die jaar. 14. Dis dan moet ou. Nee. Ek dink is net Hoe punte het Alonso nou weer? Jy sien, ons moet praat hieroor eintlik. Ons kan. Ek praat al, hè? Kom ons gaan vir na die reis toe. Dit gaan voor ons by die reis uitkom. Ek wil gou jou opinie hoor hiervan want ek het dit actually 'n bespreking iewers te raak gelees hier oor die naweek en begin van die vroeg in die week. Het hulle die aanmerking gemaak. Hoekom het ons actually en ek dink ons het dit verlede jaar het jy ook al 'n punt gemaak Rassie oor hoekom het ons eintlik full weights as hulle nie dit regtig gebruik? Ek kyk Science het uitgekom met full weights vir die sprintreis. Die een uit die lab uitgekom, ja. En ek het ook gedog die FIA moes 'n call maak en sê right boys, almal moet nou op full weights gaan. Jy kan dit omruil wanneer jy wil, maar almal moet nou op full weights gaan, dan kan ons die reis start. Dit het nie gebeur nie. Maar jy sien weer eens, dit is daai klein permutations wat saak maak. En ek dis waar die reëls getweak word. So ek gaan nou 'n bal call maak want dis wat hulle in die jaar 2000 gehad het. Jy het nie intermediate tire gehad nie. Jy het 'n slick en jy het ons het dit oor gepraat. Ons het verlede jaar oor ek dink dit na Brasilia wat ons gepraat het. My punt is dat ek dink die intermediate tire moet weggeneem word of want dis so sissie. Almal klaar kan nie sien nie, almal klaar kan nie dit doen nie. Dis soos okay boys, in die reis het begin. Terwyl almal nou gou wag as die reën stop, kom almal gou na die driver briefingskamer toe, sê die big screen aan en wys hy Spain 1996 en wys ons nou vir julle wat het doen my sterkies is julle nou hier, verstaan jy? Hoe die regte manne ry. Verstaan jy? Want ek bedoel dis belaglik. Ja. Luister, ek verstaan daar's risiko, ek verstaan al daai goeters. Maar ek meen ek voel dit vir my die FIA vat te lank om die reis te restart. Ja. Dit voel vir my tweedens, ek dink in steede van dat ons 'n safety car het by die trek uitcheck, moet daar 'n spaar Formule 1 motor wees wat net basic ontwerp het wat op die tyres kan klim waar hulle is en dan met 'n ou afgetrede renjaer is wat hom kan ry en sê hoe hulle ja, great. Wat 'n upgrade vir Alonso nog steeds involved in F1. Absoluut. Verstaan jy? Maar ek dink dit maak meer sin vir my. Ja. Verstaan jy as wat jy 'n safety car omvat. Ek dink Wat dink jy daarvan? Nee, ek hou van dit. Dit gepunt dit hoe dan gaan jy meer geldige terugvoer kry of wat gaan Martin vir jou meer terugvoer kry. Ek dink daar's 'n safety car vir 'n rede en ek dink hulle moet dit gebruik. En om nou nog 'n safety car te hê en as dit nou actually 'n race is, ek weet nie of dit ek bedoel dit met 'n safety car. Dit kan tips hoe lyk die baantoestande voor hulle begin. Ja. Ek dink dis onnodig in my opinie, maar ek dink wel die punt wat ons laas ook gesê het wat jy ook dan weer gesê het en wat jy ook nou weer gesê het. Daar moet een nat tire wees. Ja. En die res moet droog wees. Ja. Daar moet nie ek verstaan nie hoekom daar intermediate en 'n full weight is as hulle nooit 'n full weight gebruik nie. Want ek verstaan net nie hoe 'n race start gedelay is, maar niemand was nog eers op 'n full weight nie.
So dis heeltemal onnodig. Weet julle wanneer laas het ek 'n full weight gesien? Die honeymoon. Vat hy lang van my. Kan ons dans toe? Hy bly in. That's what she said. Dis daai, Okay, boys. Wat ek wil sê is 2021 Belgium. Toe onthou julle toe daai reis nie gebeur het nie. Ja, Asel punte gevat het. Ja. Nou mediums. dis reg. Ek onthou. So ja, ek dink ek stem saam. Of droëbande of 'n Full weight. Ek dink dit is so eenvoudig want dan is almal op full weights as dit nou eerste stande is. Ja. En dan as selfs hierdie naweek as almal op full weights was en toe hulle die reis start gedelay, dan sou ek gesê, okay, cool. As die baan so gevaarlik is en hulle die worst case die beste wat die sport het om te bied vir die slegte toestande reeds gedoen en getoets en die instruksie gegee. Nou stel En ons nog steeds onveilig. Cool. Maar nou word besluite geneem voordat enigiemand nog 'n full weights even was. Almal ry met intermediates. Niemand wil full weights as dit eendag voel jy gaan uitmis op die volgende ou. Ek dink as dit reën moet die FIA moet sê die reis wat die reis commander reiskontrol. reiskontrol ja. Wat sê myn kind nog nie pakkie dat jy Sien hy direk. reis direkte. Daar's Hy moet sê right boys almal op full weights. ja. En dis die ground zero. Van daar af kan jy besluit. Almal kan gaan vir intermediates, maar almal moet op full weights gaan. Want dan is die playing field veilig en even. En as jy die voordeel wil hê, dan kan jy die risiko vat om tyd te verloor om 'n intermediate te gaan opsit om te probeer inhaal. Gaan als meer exciting maak. Om te delay en af te stel en alles en agter 'n safety car rondry op met intermediates, dis stupid. Ek verstaan nie lekker dit nie, man. Ja, ek stem 100%. So ja, ek dink dis definitief, ek dink Pirelli is ons losers van die weekend vir my. Dan daai opsig. Kan ons aangaan na die Grand Prix self toe? Ja, daar is nie baie meer om te sê op die sprintreis nie. Nee, daar is nie. Ek dink Oscar het net fenomenaal gejaag vir my. Lando weer eens baie debat op ons F1 groepie gehad. As ons nou op die reis nou. Ja. Ek wil net gesê die eerste 20 laps, wat was dit 57 laps die race, nee? Ja. Die eerste 20 laps was Op die punt van die sewen als almoes deur die stad. Ja. Ek bedoel lap 6, lap 5. Wel, eerstens die eerste races en hoe die koekie gekrummel het vir ouens. Ja. Torpedoes en lockups en buite die baan ry en attacks en battles met aanhou en as dit by 5 laps as op die sewe by 11 op lap 11 is dit nog steeds. Dit was amazing. Ja. Dit was regtig cool geweest. En Jordan sit en wag ons vir reën. So net voordat ons in die geel nog gaan. Wat 'n lekker race. Daar was kontak en 'n bietjie debris en virtual safety cars en safety cars wat ek dink altyd lekker is om te kyk, jy weet hoe ouens on the fly kan strategieer. Yes. Dis ek nie Al kom hy uit. Is hy nie hy behoort nie. Okay. So op dit, ek wil in daai dit was Miami dink ek nog altyd meer van die meer exciting races waarby wedrenne daar buite. Dit was my lekker geweest. Dit was my lekker om vir 'n slag vir 20 laps boeiend te sit voor die televisie en die sport te geniet across the field, voor agter. Ja, dit was deur die baan. Anyway, as you were so. Love it. En ek bedoel as jy nou kyk daarso na die race positions en die results weer eens. Ek wil nou, ek wil oor spesifieke goed praat van die race, was die race. Soos Kimi Antonelli wat bietjie uitgesak het. Ja, ek ben daar's jy vir Lando kry eventually verby Max gekom. George Russell nou weer die naweek teenoor Kimi Antonelli in die Grand Prix kom hy. Weet jy wat dink ek het George geïnspireer? Die Lego race. Hy was favorite deel van die Lego race. Ek sê dan dat die Lego race fees vir elke Yes, dit was teken geweest. Baie goeie stukkie bemarking deur Liberty Media. Ek dink een ding sê terwyl hy op George en Kimi is, Andrea Kimi Antonelli.
is dat dis die eerste keer hierdie seisoen wat Kimi eintlik vir ons enigstens bewyse gee dat hy 'n rookie is, né? Wat naweek gebeur het, dis waar ek het dit verwag van hom. En hy was onder baie pressure omdat hy voor op die grid was en die twee McLarens en die Red Bull is in sy nek en Ferrari en alles. So ek dink dis al 'n forgiving moment. Maar daar's spoed boys. Ja, verseker. Daar's talent daar. Ja. Baie meer as wat ons verwag het, né? Nee, kyk, daar het ek bedoel, daar het hy Ek gewys. hoop hy kom terug, maar in dieselfde asem wat ek nie gehad het nou met die Williams verbyvat nie. So dit is ook Ja. Ja, wel, hy terloops het hy net een en twee. Verstaan jy? Want dis nou die eerste keer wat hy saam met die groot honde gaan uithardloop het. Ja. So om daarvoor jy het daarvoor saam met die groot manne gaan speel het en ek bedoel dan leer jy vir die eerste keer hoe battle jy regtig daarvoor. Ek dink hy het meer nerves, ekskuus ek dink hy het so klein bietjie meer nerves nog steeds as iemand soos Lando wat 'n bietjie meer gaan praat. Maar dit soos jy sê, is die eerste keer en dink hy gaan leer uit en gaan volgende keer sy bietjie meer kop. Dis is Lando ook. Ek dink dit is 'n goeie leerskool, ja. Baie goeie leerskool en ek dink dit is hy gaan soveel ervaring om datapunte kan uittrek uit hierdie Grand Prix uit. Want Definitief. Hy was on pace. Hy is 'n bietjie uitverloor op 'n paar nummers en maar wat ek hou van sy racecraft is hy's nie bang om aan te val nie. Ja. Maar wat ek wel weet en kan sien is die oomblik as hy weet hy het 'n fout gemaak, hy het miskien as daar 'n twyfeling is dat hy sy vier wiele buite die track limits het. Ja. Jy posisie terug, maar op die ou se gat en dan gaan hy weer. Ja. Wat presies is hoe dit moet wees. Moet jy ek weet daarvan. Hy's 'n vinnige, aggressiewe maar fair driver vir die stadium van die wedstryd. But let's see, ek bedoel as op baie ruimte vergoed. Dit is nog 3 jaar as hy 20 en dan verander sy hormone. Verstaan jy? Dan teleurstelling, brilliant Albon maar Max, rarig ek dink Max gaan 'n podium kry. Maar ek dink Max was 'n bietjie unlucky met die virtual safety cars. As Max 'n podium gekry het, het ek die podium spot aangehou in my Ek weet jy geel keppie gehad. So ek het ook wel Agile het my ook gedrop. Ek het hom top 10 gehad en my Yuki ons gaan nou ons het verhoor. Yuki het 'n 5 sekonde penalty gehad en presies 5 sekonde uitgery om hom te hou. Dus hy het 2. Ja. Eindig voor die ander. Dit was goed. Ek het vir Yuki ook in my top 10 gehad. Ek het nie vir Sainz in my top 10 gehad nie. En so punte geskor het want meeste ouens sou noodwendig nie vir Agile in top 10 gehad het nie, maar omdat ek het sou ek dan dalk 'n bietjie opgemaak het. Ek dink ek het net gekyk na die pace in practice die naweek deur en gesien die V-Carbs is nie op standaard waar ek het honestly gedink een van hulle top 10 gaan iewers een van hulle gaan bad luck hê en gaan Well, die laaste lap tussen Lewis en gesien. Ja, en Carlos het reg amper groot mirakel soos hy. Ons gaan nou net daaroor gesels. Ferrari mediocre, hulle het maar gedoen wat hulle het. Hulle upgrades kom by Imola, weet ons. Ja, ek wil sê Ferrari het vir my sterk gelyk hierdie naweek. Groot vir julle uitlig. Ek het dit nou vir julle gesê maar nie op die lig ook sê, rekord plaas. Laaste rekord rasie. Williams het vir Ferrari outscore. Nie net in hierdie race nie, maar ek dink die hele naweek, nie? Wat sal geëindig in die sprintrace? Hy het nie eens begin nie. Wat skies ja. Hy geparkeer. Maar wanneer laas in die geskiedenis? Ek sê jy moet vir ons sê. Wanneer laas het Williams so Ferrari gehoudscore? Wel, nou die dag toe dit met Ferrari is. Disqualify was. Okay, 5 het in. Weet jy wat ook interessant? Albon staan op 30 punte op die oomblik en Lewis op 27. Ja. Dis reg. Ek's vir die army. Nee, ek dink hy sê wat 'n goeie seisoen Albon ervaar. Ja. Hy het tog verlede jaar het hy eintlik ook nie te sleg gedoen nie, maar ek dink dit hy het al die ondersteuning gehad want hy het vir Logan deur die tyd gehad, jy weet. So hy het amper daai max situasie. Die Williams is regtig baie beter hier. Nee, ek stem 100% saam. Carlos het my ook verbaas want Carlos het ek ook aanvanklik nie eintlik in my superbroer gehad nie want hy het vir my hy het net hierdie naweek, die ander naweek het hy goed gedoen tot en met quali. Hy was heel naweek vinniger as. Ja, net soos vorige naweek en dan weer iets weer. Ja. Dan het jy vir Yuki wat ek gehoop het deurbreek in die punte net
Ja. Verstaan en well done Ek vir het you. voor dit reg gekry. Well done vir you. Ja, ek is bly vir hom. Kom ons wees gou in konteks van Sergio Perez, Checo sou dit ook kon doen, maar unlikely in sy latter days het hy juis hierdie goeters. Verstaan, en dis die goed wat druk van Max afhaal. Want daar's nog 'n bestuurder wat 'n punte maak. Okay, ek weet hulle het volgens Horner het hulle opgehou vir Maar Red Bull gaan beter raak. Verstaan Dit staan. Hulle upgrades die naweek maar ek het definitief gewerk het, wings en vloere en sulke goed. definitief daar was 'n verskil. Dan VCOB, of die Racing Bulls, Isaac Hadjar het maar die beste gemaak weer eens voor Liam Lawson. Did not finish as gevolg van 'n baie interessante situasie. Esteban Ocon baie consistent, bly maar in die top 12 of die eerste helfte van die 10 van die midfield, jy weet. Ja. Pierre Gasly, hulle het my teleurgestel. Ja, maar hy het goed gelyk hier naweek. Hulle het goed gelyk op die stadium. En Jack Doohan het 'n engine failure gehad, wanneer ons 'n engine failure gesien. Ja. En dan het ons Hulkenberg, ek dink daai Sauber verdien nie om 14de te staan nie. En dit lyk alkit om definitief outdrive. Fernando, yes. Ek pace in practice, goeie quali pace en dan in die race is dit net verdwyn alles. So teleurstelling en ek bedoel ons praat nou van Lance Stroll wat 5de in 'n sprint eindig en dan kom jy in die race en dan sy agter Fernando. So dan wil jy nou praat oor kwaliteit van drywer. Ek meen Weet jy, terwyl ons deur die rang gaan, nou dink ek myself, weet jy wat vir my so exciting van MotoGP? Ek dink is die eerste 15 ouens, correct me if I'm wrong, wat punte kry, ja. Okay. En MotoGP is so, dit se word fragile. Dit is so unforgiving. Dat in sekere races is nog nie eens 15 ouens wat klaar maak nie. Wat beteken ons punte up for grabs? Jy moet net klaar ry. Dis net 'n kykie so nou, jy weet 'n ou soos Nico of wie ook al. Dis eintlik jammer dat die punte stop by 10. Nou dink myself, is daar nie 'n scenario wat jy vir drywers vir renjaars punte gee meer as top 10, maar vir constructors net vir top 10. Dit sal eintlik lekker wees om te sien hoeveel er is, want die sport is al so advanced en daar's so rivalries en battles en definitief poele van spanne. Dit sal eintlik vir my lekker wees om te sien hoe die ander ons wat nou is daai ou het een helse reis gery, maar hy kry niks meer as die ou wat onder hom geëindig het die byvoorbeeld. Maar dis 'n baie interessante punt want in 2003 en in 2004 en 5 dink ek en as dit al die pad tot by wanneer hulle in 2014 het hulle 'n nuwe puntestelsel ingebring. Wat het met dan het jy wenner het 10 punte, tweede het 8 punte, dan is dit 6 punte vir derde plek. So dis 2-2-2 uitmekaar. Wat dit moeilik maak, ek vat 2003 byvoorbeeld, Michael Schumacher wen die World Championship met 1 punt van Kimi Räikkönen. Michael het 6 races daai jaar gewen, né? Kimi Räikkönen het 1 race gewen en 'n klomp podiums in tweede plek gehad, maar hy eindig 1 punt agter Michael. Ja. So as jy te ver gaan met die puntestelsel, nie kry hy het nie 'n gap nie. Ja, kan jy nie vind die ou wat heeltyd goed doen of heeltyd wen, nie die voordeel daarvan. Dit is soms net sê, hulle moet eintlik, ek weet nie, ek praat nou uit die heup uit, maar imagine daar's 'n ander puntestelsel vir constructors as wat daar is vir 'n driver. Daar kan 'n ou miskien, dit kan eintlik nog ons interessant, maar dan praat 'n ou weer van prysgeld, TV-geld, dan raak dit weer 'n hele finansiële situasie. Ja. Maar ek hou van die idee. Hou weer seker idee. En as hulle nie omgee nie, kan ons by 'n paar besprekingspunte kom wat ek voel nogal belangrik is om aan te raak. Nou, Max fight nou teen albei McLarens. Nou hier is my vraag en dit sal lekker wees as julle ook vir ons kan comment daar Maar hoe hy gefight. Hy is 'n monster. Hy is net op die defense. Hy het weer eens sy talent net op 'n ander vlak gewys. En hy skroe sy maar hy hou en hy en hy's net 'n kampioen. Ja, is absoluut. So is die vraag is
as Max fight met Lando en Oscar, gebruik hy verskillende taktiek. Ja, afhangend definitief. Dalk maar as jy fyner gaan kyk, ja. Ja, sy approach want is nog interessant te sien wat is sy mindset teenoor Lando. Okay? Weet byvoorbeeld nou, ek sê nie Arno, ek sê nie dit is so nie. Dat Lando is dalk 'n baie meer cautious ou en sal nie onmiddellik die risk vat nie, waar ons het nou al gesien in Jeddah en daai plekke Oscar gee hom nie haarlengte nie. Ja. As hy bang vir hom nie, hy move hom nie. En Daar sê jy 'n mooi woord. sê hy was in Lando se kop, nou is hy besig om oor te beweeg na hey Max, ek's agter jou. En ewe skielik kan jy sien Max se hele strategie rondom waar is hy posisioneer, hoe hy defend, Wanneer hy besluit om sy Hy ry tog vir my anders. ry anders want hy weet hierdie ou is 'n threat. Ja. Dis kan Daar's 'n duidelike een. om te sê. Weet jy, ek het dit eintlik baie mooi gesien as jy nou kyk na die hele scenario hoe Oscar en Lando met Max gebattle het. Ek wil dit was fenomenaal. Ja, Maar as jy gaan kyk na die twee, hoe lank Lando gesukkel het om verby Max te kom. Max en Oscar het op presies dieselfde draai, daai draai 1, het hulle die presies dieselfde aanvalstegniek gehad, maar, en dis waar die verskil ingekom het, Oscar het die geduld gehad, want Max het in daai draai ingekom en Oscar het opgetel, Max gaan my afdruk. ja. En al wat hy gedoen het, hy het uitgetrek, op sy gat gesit en hy het aan die binnekant weer gaan terugvat en hy die posisie gaan vat. weet julle is interessant, nee? Is ek het 2022 se Miami Grand Prix gaan kyk en 'n paar van die 2022 Grand Prix. En Max het dieselfde approach teenoor Charles Leclerc soos wat hy met Piastri het. Want hy voel die threat Ja, die hele tyd. Voel die hitte. Verstaan jy? Want Charles van die Wes. Charles is ook unforgiving. Ja, Verstaan jy? Charles is daai ou wat bereid is om Ja. korrek. bietjie Ja. bietjie te spaar met Max, net soos wat Oscar is. So psigies dink ek op hierdie stadium van die wedstryd is Max baie meer gefokus op Oscar as op Lando. Wat nie noodwendig negatief is vir Lando nie, want ek dink Lando kan definitief kapitaliseer daarop. En jy weet dis is en ek het dit al voorheen gebruik, maar ek love wat Nigel Mansell altyd gedoen het. Hy het laat sy spanmaats met Senna en Berger en die McLaren En hy het dit bygebly. Ja. weer hulle uit. Presies. Hou jou distance en die oomblik as daai man se tyre klaar is, Dan kom jy. dan kom jy en jy doen dit in een lap, sit jy jou move op hom wat briljant was. Ja. En dan skep jy ten minste vir jou 'n geleentheid om die Grand Prix te wen. So ek dink Lando gaan definitief bietjie meer takties moet begin ry. En ek dink hy's Geduld. dis nou presies dit. En ek dink hy's oorgretig Ja. om verby Max te kom. Ek verstaan hitte, bandverbruik, Ja. kar, hitte, brieke, al daai goed speel 'n rol, maar jy weet as jy gaan moenie 'n half lunches doen nie. As jy gaan, doen dit. Ja. As jy jou neus gaan verloor, sorry. Vat hom op die ken en dan gaan jy aan vir die volgende een. Ja. Punt is dis wat Oscar so goed maak is Oscar het as jy mooi sien hoe Oscar sy kar posisioneer het toe Max defend het. Ja. En kan jy kan vir sy video opsit. Ja. Hy vat sy kar so wyd sodat hy die draai vir homself kan oopmaak. En dit is waar Lando dit so goed gedoen het op George. Ja. Jy weet, en Lando het verby George gegaan op 'n baie unconventional corner hier in Miami. So, dis vir my nogal interessant om te sien hoe hierdie fight tussen hierdie trio gaan develop. En hoe Max even in die Grand Prix oorskakel na twee verskillende mindsets oor wie agter hom is in 'n battle. Dis 'n baie cool punt wat jy maak. Ek wil gou die realiteit so klein bietjie kom shatter. Deur te sê ons het laasweek hieroor gepraat en jy het gestry met my,
En nou kyk ons weer en die statistiek is nog sterker. George Russell is 6 punte agter Max Verstappen. Max Verstappen het 99 punte, George Russell het 93 punte. George Russell, ons praat oor van die trio en die fight en bla bla. George Russell is altyd daar. George Russell het nog nie een race hierdie jaar onder die 5de posisie geëindig. Insluitend die sprint races. Al die sprint races was sy 4de. Verder het hy al 2 keer 30 gekom, 3 keer 30 gekom, 1 keer 2 gekom. Hy was al meer op die podium hierdie jaar as Max Verstappen homself. Ja. Nou binnekort gaan Max terwyl hy fight met die trio fight, gaan hy moet begin dink aan George ook, want hy gaan sy plek opgee op die punteleer, aan George terwyl hy op die grid in die 2 McLaren's fight. Dan raak hierdie trio fight, raak kwaad. Ja. En as ons so uitvee is Audi in Formula 1. Ja. As wel kwaad is, heeltyd oral. 'n kwartet. Waanvol. Kwartet. Jessie. Mag 'n musiek maak. Pentaquayon. Jy maak 'n goeie punt. So ek wil net vir julle wys, dit is hierdie seisoen, want jy dink jy fight met die ouens bo jou en sê ons ek gat uitvee, dan is die ou op jou hakke en jy is die posisie kwyt. Ja, Nee, ja, kan jy is verby jou. kom ons gooi dan just for the fun of it Ferrari se major upgrades vir Imola wat kom en dit werk. En Dan sit dan jy vir Charles op. dat jy vir Charles daar en Lewis kan miskien dalk ook in die mix kom en dit werk vir hom. Dan sit jy vir Charles daar, verstaan jy? Imagine En Charles ook nie ver agter nie. Ek dink op 'n stadium was ek dink hy's wat 15 punte agter agter George. So weer eens enige van daai kwartet kan 'n fout maak. Oh, juist. They perform consistently. En dan as jy die hier sien en ons kom aan die einde van die jaar is daar 4 ouens, 5 ouens wat die World Championship kan wen. goeie punt om Ferrari in te bring, maar jy moet ook nou besef dat teen die tyd wat die Imola upgrades kom, het Adrian Newey uit sy hibernasie opgestaan en dan's Aston Martin dalk ook terug in die mix as wat hulle 'n jaar, 2 jaar terug sommer heel bo, sommer heel voor was. Dan moet Ferrari nou eers 'n bietjie met Aston Martin battle. So die ding is nog oop, daar's so baie possibilities nog voor lê. En intussen is Williams daar. Hulle is heeltyd in Q3, albei van hulle. So this is so exciting dat jy weet. Nee, dit is. Dit hardloop mooi hoog. En ek net genoeg 'n ding, nee. McLaren doen so goed, nee. Daar was nog net 2 naweke uit al 2 drivers, uit al die races, was daar nog net 2 race results wat iemand nie op 'n podium was van die McLaren drivers nie. Hoeveel races nou al? 6 races. Ja. So daar's al 12 potensiële podiums het hulle net 2 podiums gemis. Uitgesluit sprint races. Dis insane. Hulle dra daai momentum van 2024 so Myne, amazing. Dit is fantasties om dit eintlik te sien. Ja. Dis goed om te bou op jou jaar, terwyl jy sien dit soveel keer dat na 'n jaar in die volgende jaar dan duik hulle of 'n span. Maar dit bring my nou na jy weet jy praat nou van George en Mercedes, maar ons moet Mercedes komplimenteer oor jy weet 3 jaar terug, 2 jaar terug, en verlede jaar was. Ja. Miskien was dit net Lewis. Wel George was dan ten minste ook nog daar. So George het verloor begin outperform. Wel is alkohol van het geteken. En ons het die hele tyd ek het die hele tyd gewonder, is die Mercedes regtig so sleg? Nou wonder ek. Het Mercedes vir Lewis probeer kuiter en die kar eintlik net slegter gemaak omdat Lewis gebreek was na 21. En toe hulle om dat gaan, nou kan hulle fokus op George en op Kimi en nou is die kar eintlik weer waar hy moet wees, net 2 goeie drywers. Dis nie 'n slegte tipe. Dis 'n baie goeie een om oor te bou. Ja, Ferrari te gaan, dit is 'n slegte kar na dit is op so 'n goeie motor gehad. Of ja, daar was 'n Ferrari span gecarry daarso. Absoluut. Hy het hom baie goed gery. Ja, waar sien jy in jou lewe wat Williams in vandag se day and age vir Ferrari outperform van naweek wat Ferrari nie eintlik issues gehad het nie. Ja, hy is daar gekar. En dis my asof ons weer terug is by 22. Met die gesprekke as jy met die Ferrari issues, as jy luister na hoe hulle op die radio te kere gaan, jy kry amper asof daai flashbacks van 92, van 2022 was ook 'n swak jaar vir hulle. Maar wat jy daai
die kommunikasie is net nie daar nie. So dit beteken die kar gaan nie gaan nie. Ja, ek my hoed vir Lewis Hamilton af hierdie naweek. Weet ek nou geniet hoe hy sy geduld verloor het vir Adami. Dit was nogal mooi. Maar dit is Wel, laat hom eens klaar praat en praat ja, maar flip en reg so. ja. My magtig. Het Adami al ooit 'n 7-time world champion voor gereisingenieur? Nee, net 'n full-time. Pressure is aan, bro. Ek stem so ek het dit so geniet dat Loos dit kom doen. Want Charles kan dit doen en enigiemand anders kan dit, Ja. soos Sebastian Vettel, almal kan dit doen. Maar as Loos dit doen, wat kom uit 'n pedigree van heeltyd wen en 'n goeie kar en Toto Wolff en al hierdie goed is, Ja. dan is dit is anderste. Dan is dit nie Italië teen driver nie, dan is dit soos met Toto Wolff met AMG en as pedigree wat nou vir jou sê, bro, jy moet jou sokkies optel want hier is 'n probleem. Ja. En dit is dalk nou nie meer goed genoeg nie, of jy raak oud of jy's nie gefokus nie of iets moet verander. So ek sien uit wat gaan Ferrari volgende doen. Ja, Dit is 'n goeie Ek feit. weet ek was by maandagooggend meeting in Ferrari se HQ gewees. Dit kon nogal interessant gewees. Ja, ek wil nou daaroor ook praat. Net vinnig. Dink julle Kimi Antonelli het blaadjie oorgeslaan die naweek en so 'n bietjie sy sweet spot gevind binne Mercedes? Ek weet ek het nou nie die FP's Vrydag sessions gekyk nie. Ek wil dit obviously great doen met quali, maar hy dis asof hy hoe vinnig hy posisies verloor het en unlucky was met pitstops en goeters in die race self. Ek praat nou unlucky, maar is eintlik ander ouens wat lucky was met Ja. Max geslaan het in die pitstop by sprintrace. en hy moes avoid dit hom gekos. Dit het hom verseker gekos. So dit maak dit moeilik om my vraag te antwoord eintlik, want dit voel vir my ek het regtig verwag dat iewers dan gaan hy die magic wat ons nou al eintlik al bederf is met tot dusver. Ek gedog hy iewers gaan hy weer lucky wees of hy gaan iewers gaan hy iets weer terugry of nog 1 of 2 posisies, want ek dink hy is die ou wat die meeste posisies verloor het hierdie naweek van almal afgeëind wat die race geklassifieer is. So hy is definitief the most unlucky. Want hy derde gekwalifieer, né? Ja. Ja. Uit en ek dink net ook in die lig van sprint quali en die sprintrace, jy weet. So ek weet nie, jy het nou meer gekyk na practice sessions en goed is. Ja, practice het hy selfs daar ook vir Bo George geëindig as ek nou reg onthou. Dit is en hy het goed gelyk. Ja, soos ek sê, ek dink hy het bietjie George se kaart getrek die naweek. Ja, nee, verseker. En George het bietjie net van 'n wake-up call gegee. Ek dink daar's 'n lack of experience, 'n bietjie onverwags. Ja. Dit weet en onervare ek weet gewys in die reise goed, maar ek dink definitief in qualifying het hy definitief sy mojo gevind. Definitief. So ek dink hy het definitief daar 'n lekker innings vir homself gebou oor die naweek nou wat ons kan uitbou en voor die opbou op Imola, want ek dink hy gaan heat wees op Imola want dit is Italië. O ja. Ek dink die exciting ding van Kimi en van Mercedes is dat as Kimi nie so unlucky was hierdie naweek nie en die insidente gehad nie en van die ander is dalk nie so lucky was nie, dan George sou nie swakker gedoen het nie, noodwendig nie. En as hy het dalk 1 posisie swakker. Maar Kimi is dan veronderstel om eintlik bo George te wees het. En indien dit die geval was, is Mercedes, dan kom ons eintlik maar terug na wat ons altyd sê, Mercedes is heeltyd consistent. Mercedes is nou daar waar Ferrari eintlik moet wees. Maar presies. Dis 'n goeie. Dis 'n goeie punt, maar het ons nie dieselfde met Oscar gesien in die begin teen Landon? Dis reg. Ja. Goed is dan. Ja. Maar wanneer dit kom by die reis, dan Wanneer dit saak maak, Dit is 'n bietjie voete, leefmoeite scenario's. Yes. dan brand hy deur daai tyres soos 'n lightie deur vloedloop. Dis 'n Verstaan jy? Verstaan jy? Absoluut. Rarig. Jy's 100%. Rarig dieselfde scenario. Ek dink gee hom net kans. Ek dink hy gaan baie wyser wees wanneer ons kom in die ewen in die middel van die seisoen. Williams. Okay. Iets het vir my super uitgestaan ten spyte Albon grind race. Laaste lap. Maar ek dink Carlos het die volgende gesê. Hy het gesê
En dit laat my wonder, is daar regret by Sans dat hy by Williams geteken het? Want hy het gesê, yeah, this is not how I race, guys. I don't care. I have lost a lot of trust here over everything. Ja, maar jy het die kommentaar gehoor wat sy reisingenieur vir hom gesê het. Wel self het ons door Net- opgeklim ook. Hy het na daai kommentaar het Wels ingeklim, maar voor dit Wat het hy gesê? het sy ingenieur het vir hom gesê, ek gaan nou jok as ek dit presies sê, so ek gaan my probeer direk aanhaal nie, maar dit het dalk neergekom oor wel gedaan, kyk hier sit jy in 'n Williams, jy outscore vir 'n Red Bull waar jy gery het, jy outscore 'n Ferrari waar jy gery het. Jy doen elke keer bring jy 'n span net hoër op en nou sit jy hier so, by Williams en jy gooi hom nou net weer Williams hoër. So eerlikwaar jy kon gehoor het, dit was direk op daai ingenieur se kommentaar en dis waar Wels ingekom het wat hy ook gesê het. Hy sê Carlos, ek stem saam met jou. Dis nie aan nie. Well done, jy het goed gedoen met wat jy gedoen het met die Maar weet jy, kom ons kyk konteks. Rondom dit. Albon het hom nie gehelp in die reis, soos hy lang toekoms gaan. jy die volledig gehelp het hier. Gegee dit daagliks saamstem. Wat Carlos doen, nee. As hy kan genoeg pace hê om homself voor te hou. En hy het dit by Ferrari ook gedoen. Ja, en is jou spanmaat in DRS te hou, Korrek. sodat hy voor jou aanhou kan bly. Hy het dit gedoen met sy reiswin in Ja. wat in Mexico was dit dan nie? Ja. En hy het dit gedoen en hy het verlede jaar ook iewers gedoen met Charles somewhere. Ja. Maar die punt is dit wys ook Albon het 'n blaadjie omgeslaan in sy mentaliteit. Waar hy besluit hy's nou op 'n plek in sy karier. Hy gaan bounce. Hy moet bounce as hy nou 'n top 10 of 'n team leader vir reiswenner eendag wil wees, gaan hy moet ophou rondmors en polite wees en hy gaan sy inner Indonesian moet uithaal daar. Verstaan jy? Ja, maar net ek moet sies die konteks skryf waar Carlos se comment vandaan gekom het. In watter punt van die resies moes Albon vir Carlos saamvat? In die middel van die Ja, daar was in die middel. want hulle wou dat twee verskillende bande gewees. Was dit toe hulle het hulle omgeruil op 'n stadium? Hulle wou en Albon het. Nou nee. Maar dis is Die call was gemaak, as ek dit reg het. Daar was gesê maar hulle moet swap. Die karre moet ruil en hy het nie geruil nie. Dis voet in die hoek gedruk. Eintlik wat Carlos na verwys het is dat hy ouens ek glo in spanwerk en ek gaan in 'n spanwerk maar hy het dit as dit gaan werk in die toekoms gaan ek dit ook nie so doen nie. En julle is besig om want ek kan sien ek kan verstaan van sy oogpunt is dat hoekom skoor hy heeltyd meer punte as ek. Ek gee vir julle feedback oor 'n kar en wat ek nodig het en hoe dit werk. Yes. En ons weet Carlos, even Ricardo Adami het gesê dat dat science feedback is Ja. op die vlak van 'n world champion. Dis reg. Ja. Ek sal nou dit vir jou sê. Dit is waar McLaren se prentjie begin draai het. Toe Carlos by McLaren ingestap het na sy Renault daar, Ja. het hulle Jy het dit al gesê, ja. amazing team dynamics geweest. McLaren is beter af as Carlos homself geweest. Toe Carlos van daar af opgaan na Ferrari toe, gelukkig vir hulle, want dis waar hulle momentum begin. Jy kan gaan kyk in die statistiek ook. Hy was great vir McLaren. McLaren was actually great vir hom. Presies. Nou, my vraag op die situasie is, wat in die algemeen van julle se opinie moes Albon gedoen het? Dit is baie moeilik want in my kop is 'n renjaar 'n selfsugtige wese. So met ander Hy moet go for gold. So dink jy te sê wat Albon gedoen het was goed vir hom, obviously, maar dink jy dis hy het die regte ding gedoen? Well, dit sal leer. Ek is soos hungry met McLaren. Dis presies hoekom ek jou hierdie vraag noem, want ek is van opinie dat as Lando in Hungary gedoen het wat Albon hierdie reis gedoen het, dan sou Oscar se mindset in die wiele sou begin afval het, so wat ons te sien moontlik gebeur by Williams. Nou moet hulle gaan sit en praat en nou gaan Carlos wil begin natrek en dwarsdrink en al die goeders en waar los dit jou as span? Dis hoekom ek daai dit so sterk saak terwyl ons dit ook al oor gepraat gesê het, maar ek dink is goed
Papaya rails, hulle weet wat hulle wil achieve, dadelik kan sterk as 'n wen, ek weet dat hulle moes later dit weer verander, maar dis hoekom ek gedink ek dink dit was goed van Norris om dit te doen, want Norris wil môre weer op Oscar se nommer klik, jy weet druk. Wat nou hier gebeur het, hoe gaan Carlos nou op albums se nommer ooit weer kan klik druk as dit nou nie so gebeur het nie? Dit gaan nie gebeur nie. Maar dis 'n probleem, want dit los die span Dit jy of agter, of as dit jou filosofiese approach was, benadering was oor die seisoen, en nou 6 races in, moet jy jou hele filosofiese benadering verander vir die res van die seisoen, dan moet jy al van voor af. dit gaan jou potensiaal bring soos daai Senna en Prost wat die garage, ek wou amper sê wat hulle skeiding in die middel van die garage moes sit Ja. om die twee ouens weg van mekaar af te hou. Dis dit. O, ja. Maar Hulle nie ooit, hulle nie so iets gehad tussen Rosberg en ja, maar dis ook jy noem nou dit van Rosberg en Hamilton is baie goed want ek dink James Wells was baie betrokke daai stadium sê hy weet hoe om hierdie goed eers. Ek dink in die hitte van die oomblik adrenaline pomp, ek weet Carlos was ontstel want ek dink Carlos voel hy kon die 5de plek gekry het of 8ste plek gekry het. En ek dink dis nie waaroor hy ontstel is. En ek dink Carlos moet net 'n stap terugvat. Net reassess. Hey, Jy wil dit rustig. jy 6 races in Williams en jy skoor punte, jy het pace, jy doen goed. Just relax. Kom ons ontspan en gaan die boude vir 'n oomblik. Okay? En op die Sainz treintjie het Carlos Sainz Senior besluit hy dan vir FIA president. Dit lyk goud. Dit gaan interessant is. Ja, absoluut. Wat doen jy nou met nepotism in so 'n geval? Weet jy wat? Hoe kan jou seun race as jy FIA president is? Enige iets beter as Allah Akbar. Ek wil nou net sê Benny Boekworm gaan verseker Asof hy sy eie seun gaan moet benadeel net om ver te wees. Maar net gou terug, weet jy wat? Dis my lekker om te sien dat Sainz so reageer het. Want daar was in Sainz vroeër in sy carrière in sy loopbaan in Formula 1 het ek partykeer gesien hoe Carlos tender om 'n overtake te vat vir 'n podium en dan so 5, 6, 7 laps oor en hy kry net nie gepounds nie. Ons het al gesien hoe Carlos 'n nice ou is en 'n hele bromance en lekker kuier en of jy weet rond guy en so aan. Maar hy's nie ernstig genoeg nie. Hy vat homself nie ernstig genoeg nie. Hy pounds nie vinnig genoeg nie. Hy is dalk nie aggressief genoeg op die baan nie. So om hierdie reaksie uit hom te sien en as dit kan lei tot hom wat 'n bietjie meer aggressief op die baan is, dan flip and great. As hy nie so reageer het nie, as hy net sag was, Sy het my geplaas. dan moes ons vrae gevra het. En net om die laaste wat ek dit wil sê is Carlos moes 'n beter posisie dalk gehad het in die reis. Net soos wat Albon in die vorige reis eintlik 'n swakker posisie was gekry het. As hierdie reis dalk uitgepyn is soos wat die vorige reis uitgepyn het, dan sou Otto Williams dit ook beter kon doen, net soos laas naweek. Ja. En dit is ek dink James miskien het ek maar gesê I agree with you as van met praat oor boys want dit is nie aan nie want cool vir jou Alex Albon en jou kom ons wees eerlik. Ons weet Alex is beter as wat hy is. Wel ek bedoel die ou kom in Q3 en Williams is al van laas jaar af al fair. Maar ek bedoel daar was hy ook in 'n Toro Rosso of En 'n Red Bull. en Red Bull. En dit is ook maar unlucky met Lewis het hom in Austria afgery het en al die goeters. Maar ons weet hy is eintlik beter en hy begin dalk nou 'n bietjie meer peak in sy karier. So hy voel ook hy's geregtig tot 'n beter kar, 'n beter seat en dis dalk hoekom hy die goed is en die skrif is aan die muur. Almal weet jy moet cutthroat wees en dan wil ouens jou hê. Want ons is nou dit was eintlik maar nog altyd so. Dis asof meer mense die era is net nou hier. Flavio sal nie 2 keer dink byvoorbeeld vir Albon nou te saai byvoorbeeld hê. So ek verstaan ook hoekom hy dit doen, maar dit is waar Andreas Stella vir my goud is. Want hy het dit reg gekry om 2 goeie drivers te laat saamwerk om die span vorentoe te sit, genoeg space te skep wat albei drivers individueel kan perform en individueel kan battle terwyl die span nie afgetrek word nie. En dit is James se werk, dink ek. Kom ons kyk hoe speel hy in daai uit. Ek wil oor Carlos verdien ek wil oor Alpine praat, maar ons gaan laas daar praat en ons baie. Ek wil net praat oor Ferrari. Ek dink Lewis
Dit was Kan iemand asseblief vir hom Earl Grey stuur? Asseblief. hy het mos nou genoeg gehad in die middel van Hyre. Ek verstaan nie man. Hy het nou maar sy geld verloor met al sy besighede wat Sy vegan burger. vegan burgers en sy fashion design al daai goed. So help 'n broer. Dit ook terwyl ons op Loos is, ek het nog heeltyd gesê, Ek wil net sê hierdie was jou naweek. 3 reise terug het ek gesê daar's so 2-3 reise dan met Loos begin shape. Dit was daai reis, ewen in ons voorskou na die naweek Ja. ook dit pap dik aangemaak gesê Loos skuld vir ons 'n resultaat, ja. En Of hy moet vir Shaw outperform of hy moet as Shaw op die podium moet hy ook op die podium wees of whatever. Nou, wat het hy hoeveel het hy gekom? 8ste, 7, 8ste. Is nie goed genoeg nie. Shaw het 7de gekom, is ook nie goed genoeg nie. En as die ouens al vir mekaar, nou hoe onderskei jy die twee van mekaar? Maar nou kom ons weer terug na daai scenario toe. So Loos was op die geelband na die pitstop, okay? ja, En Shaw op die harde band. Ja. Nou wil jy sit met signs op jou gat, Ja. okay? Met van agteraf in DRS. En nou wil Loos hê Shaw moet een kant toe trek want hy voel hy het die spot die pace agter hy die pace om hom te vat. nie Antonelli aantal Hulle gaan aanvat. Ja. of Albon of wie ook al, verstaan jy? Mm. En op die einde van die dag het Shaw vir hom dit gegee. Okay? Aan die einde van die dag. Aan die Onder einde nee, van die presies soos jy nou gesê. Ja. Eers hier teen sonondergang. Na die Maar tyd. die punt was na die tyd. Ja. Ja, na die tyd. En die derde een. Ja. Maar die punt is dat hy kon nie wegtrek daarna nie. Mm. En ek bedoel luister jy? Wie? Louis, ja, nee, toe hy verby is tussen Connors. Hoekom nie? Ja, maar ek weet wat jy vir my wil sê. Jy ook kan jy sê Wat is sy spiriete daarin? Hy sê man, Hy sagter tyre, hy was binne 'n sekonde, die goed overheat, dit raak te vinnig te warm. Shit, dis die window wat daai tyre werk. Daarna moet jy manage. En in daai window wat daai tyre werk, het hy niks aan gedoen nie. Mm. ja, Dit is 'n ek sien nou hoe my punt is dan. As hy soveel pace in die kar gehad het. Hol die ou vir jou en vat hom verby. Ja, daar stem ek ook met saam. Ja. Dit was vir my snaaks. Hoekom het sit er nie 'n bietjie meer druk op hier? Reels net soos papaya reels, net soos almal se reels is. Right. Race hom. Maar hy kon nie. Ja, ek kon nie. En toe hy voor is, kon hy ook Kon hy ook nie met kom. kon Shaw voor, toe trek Shaw weg. Ja. Ja, maar nou sy tyres is hoog. Maar Ek is soveel perikades, maar enigste scenario wat dit vir my sin maak is dat Ferrari reels het wat sê dit moenie mekaar race nie. Maar ons weet mos nou dit is mos nou nie die reël nie. Hy het nooit gegaan vir die overtyd nie. Hy het nie. Hy het begin kerm en klaar. Selfs sit hy nie druk op. die window was. Ja. Ja. Maar nou wil Okay, nou maak jy 'n goeie punt. Ja. nou wil ek Dis volgende sê gegee. Ja. nou wil ek dit gebeur beter min. Okay? Maar dis 'n goeie punt want ek het nog gesê rond Absoluut. Ja, gebeur beter min, maar nou hierdie gaan baie beter min gesê was op die podcast, maar daar wil ek net iets sê vir Loos. Ricardo Adami met afgedankel by Ferrari. Ek dink Hy mis 'n lemoenepak. En wat sê lemoenepak? en Maar hy stuur. en Okay, maar Waarskeidsbos. jy is nou baie kennis. Vat ons gou terug. Voorloos was dit obviously Carlos Sainz. Voor Carlos was dit Seb Ja. wat ook nie suksesvol was nie. Maar- Voor dit was dit Alonso. Wie was hy? Ja, maar daar was Stella was Alonso se race. Ja, dis nou die So ding. Waar was Ricardo voor dit of was hy nog nie hy was by Sauber gewees. Okay, there we go. So my punt is by Vettel en by Sainz en nou by Lewis. Kan hy nie 'n decisive punt maak en elke keer dan sit die drywer binne in die kar en wil die strategie dan vir Ricardo Adami uitpak daar en hy kan nie 'n besluit maak nie. Imagine. Oei, Oh, dit mag dit julle oog het. Imagine Bono gaan Ferrari toe. Ek kan nie sien hoe dit onmoontlikheid is nie. Jy kan nie sien dat dit onmoontlik is. Ja, ek kan sien dat dit gaan gebeur. Luister, ek weet Mercedes het hom gepromote, né? Nee? En hy werk lekker saam met Kimi. Maar
Daar's 'n band tussen daai twee maar Angela het rooi aan. Sy het 'n bietjie Ja. gedra. ja. Kom ek sê Met jou 44 op. Kom ek sê vir jou. As jy die woord rasbron sê, wie sit jy saam met hom? Imagine môre. Antwoord my vraag. Wie? Marcus Schumacher. Presies. Imagine Toto Wolff verkoop sy aandele in Mercedes AMG as motorgroep môre. Ek gaan Audi doen. Surprise Johnny. Cheers Fernando. Dag Luigi. Sy, waar is hy? Here I go, Pronas Pop. Bonington. Wat is dan Peter Bonington? Ja, die Bonington. Dit is 'n Jalse aanwins wees vir Ferrari. Ek bedoel, Hy kan Italiaans praat. nee. Wie dis ek Lewis is. Maar jy nodig om Ek Lewis is, dan koop ek vir Peter Bonington en ek e-mail dit, ek stuur dit vir hom met Buffalo Couriers, nê? Koop ek vir hom 'n Italiaanse woordeboek. En dis al, ek WhatsApp hom nie, ek bel hom nie. Al wat ek nou sê, laat vir hom Italiaanse woorde bietjie aflewer op by die Mercedes garage. En jy los dit net daar. met die Ferrari embleem bo op wat. Braai, gaan ons middagete eet. Ja. Kom ons gaan eet 'n vegan burger. Ja. Maar waar, almal het toegemaak. Verstaan net. Ja. My punt is die volgende, is dat Ricardo het daarmee mos op so Maar al verlang nou. en verlang en ek dink Ja. dit baie. Ek stem. En ek dink Ferrari ignoreer dit en ek verwag meer van Fred Vasseur om dit te adresseer daarso. Plus Lewis het alle reg gehad om te kla oor strategie. Okay? Lewis het alle reg gehad om te kla oor vinniger besluitneming. Yeah, Right? I agree. Maar my punt is, I must say overtake. druk dan jou regtervoet plat. Ek verloek. Sal die ou verby. As jy nie kan nie, Ja. dan sê ek sorry ou maat. Jy moet maar bly. Ek het ook gevoel Loos moes meer druk opgesit het. Dit bring my na die volgende toe. Sorry, kan ek net vinnig iets sê? Ek wil nie jou eintlik nou 'n breekie. Daar's net nog een scenario. Jou tyres het net soveel in. Om 'n overtake te maak, moet jy jou tyres aggressief ry. Ek wil nou sê abuse. Nou, as hy gedruk het vir die overtake, dan sou hy ek wou sê 'n overtake uit sy bande uitgehaal het. As hy onder die veronderstelling was dat 'n team order is imminent en hy het gesit en wag vir hom is imminent, dan het hy dalk gedink, "Wel, ek gaan nou nie my tyres druk in 'n hoek in en wat not ever en weer uit en nie." Maar okay, dit het wat 6 laps gevaar. Maar So teen lap 4 moes hy dan al dit gaan doen eintlik. twee goed. Lewis is slim genoeg om die pace te dictate vir Sainz. So hy kon Agter ja. ja, so hy kon op baie spesifieke plekke sy battery gebruik het. Korrek. Stadiger op die apex accelerate het om Sainz se momentum te stop. So racecraft. En moes ek opgebruik het dan nommer 1. Is so, maar dit is ekstreem, dit is 'n sekondêre strategie want jou eerste prioriteit is om jou vas te Maar as jy sien, Ek hoor jou, maar iewers moes jy agtergekom het. Ja. wysig gou. As jy sien hierdie werkie uit hier, Ja. dan begin jy om die probleem ry. Ja, maar yes, Luister, dit voel nie vir my as ek 'n racing driver was, dit sou Hoor net my myne uit. uitgerol. Hoor my uit. Seker kom ek is. Laat Shaw 2 sekondes voor my uit en dan weet ek my tyres bly cool. Ja. Ek weet alles is daar en ek weet Sainz het nie genoeg pace om my verby te vat nie. Ja, maar die boel is intact, face. Verstaan jy? So, dan gee ek dit 4 laps. Maar hy het nie dit geweet nie. Nee, maar hoekom? Nee, maar luister, Maar dis nog maar onmaklik. jy's 'n 7 keer wêreldkampioen. Hoekom het jy nie dit nie? Want ek dink jy het soveel vertroue in die voertuig hê. Maar ek ken Dis ook ek nie. dink dis alles hoekom dink jy het hy dit nie gedoen nie? Want hy hy's entitled. Dis hoekom. Maar Hy verwag nog champion. Hy verwag Shaw net een kant. Maar Shaw gaan nie een kant toe trek vir 'n bejaarde nie, verstaan Dis jy? 'n Oscar, dis 'n Max, dis ja. Maar my punt is, Max sou dit gedoen het, na 4 laps teruggekom het En gedroog stoot het die ou pressure opgesit het en dis wat Elbus, dink jy Max het dit gedoen het? Dis dit Yuki was. as dit freaking Ricardo was of Sergio was, verstaan jy? Yes. So ek dink net hy moet net 'n bietjie sy kop gebruik. Ek dink dis 'n goeie punt wat jy En maak. dis 'n Ja. dis van 'n racing perspectief. Ja, op 'n langer Tweedens. Regret Ferrari om Lewis te sign. Maar dit het al so 2 races teruggesit. Ek weet, maar dit op en regret Lewis
dat hy oorgeskryf het. Ja. Verseker. Kyk waar is Kimi en George besig. Verstaan jy? Plus Lewis se pai, ek meen, dis erg om dit te sê, maar jy het vroeër in die podcast gesê 2021 het hy nooit weer Ja. daai pace ontdek nie. 2024 se bietjie, maar almal sê dis die kar. Maar nou kom ons by Ferrari en nou hoe beweeg Ferrari van 'n baie goeie kar verlede jaar. En twee goeie drivers en kon wel goeie. Verstaan jy? Ek bedoel laas jaar as dit 'n vraag wie gaan wen, Charles of wie gaan die podium hierdie naweek vat? Is dit Charles of is dit Carlos? Dit voel vir my Ja. dit voel vir my Lewis is die warm patat. En kan jy ook sê Want niemand wil hom hou nie. Ferrari was in contention vir die constructors op 'n stadium hier na die einde van die tussen hulle en McLaren. Ja, Verstaan jy? So nou wil ek gaan of jy sê, ons lewe in 'n day and age, nee, waar die media 'n maaltyd van ons maak en waar 'n klomp geld is in media. ja, verseker. Ons lewe in 'n day and age, okay, dis nou nie 'n nuwe ding, maar waar 'n Lewis na Ferrari toe gaan, soos wat 'n Michael Schumacher Mercedes toe gaan en sulke tipe van paradokse wil ek amper sê. Ons lewe in 'n day and age waar Cristiano Ronaldo van Sporting Lisbon af Man United toe gaan en dan Real Madrid en wherever gaan en dan weer terugkom in United toe. Dit is nie onmoontlik. Ek bedoel dis regtig nie dis 'n sprokie. Maar imagine hulle reverse het vir daai hele okay, Lewis terug. Okay, dit Dink jy hulle wil regtig verloor teruggee? weet jy, maar ek meen maar net dit sal hom lekker wees om te sien wat Carlos terug gaan Ferrari toe en Ja, dit sal lekker wees. En Lewis kyk in 'n Williams. wat hulle Dis wel as Williams regtig so benadeel. Skuif hom Alpine toe. Verstaan jy? Ja. Punt is, ek dink net die ouens gaan moet werk aan hulle strategie en ek dink hulle gaan moet groot calls maak. En ek wil nie vir Lewis die villain maak hier nie. Ja. Hoor my uit. Ja. Ja, Ja, wat jy sê, daar's baie Marita wat jy Ek sê. dink net Lewis moet daar's twee kante. ja. Die drywer moet sy kop gebruik. Okay, nommer 1, hy het genoeg ervaring om dit te doen. Sy tyres ook gebruik. Ja, en dan tweedens Vertyk of die pitwall moet ook sy kop gebruik. Maar dis wat ek nou gesê het. Ja. Ferrari het al gekom en gegaan vir 'n lang tyd. Ons is al vir jare lank gestreed met strategieë. Ja. In jare wat die kar goed was en wat die upgrades was en wat die drivers goed was maar die altyd kan nie. streed. Soos hy wel Red Bull uitmekaar het val, gooi die miljoene neer vir daai tannie wat daar sit op die pitwall wat strategie dien. Ja. Verstaan jy? Absoluut. As er nou een ding is wat Lewis nou gebring het na Ferrari toe, noem dit sy swanesang as jy wil. As dit hierdie naweek en wat daar gebeur het, want in my opinie het Carlos sal dit nooit doen nie. Carlos het nooit gedoen het nie. Lewis weet hoe dit moet wees en hoe dit al kyk, beide Carlos en Charles uit vroeër jare uit. Ek praat van Charles nog by Alfa Romeo en Carlos nog by McLaren en so voort. Hulle dis nou van die min drivers wat hulle eie strategieë kan bou en wat weet wat aangaan. Lando dink ek is heeltemal sterk so op dit nie. Maar seker ouens is Lewis Hamilton, Max Verstappen, ek weet die Oscars too early to say. Charles Leclerc, Carlos Sainz, die ouens, hulle doen wat hulle het 'n clear idea van wat hulle wil achieve en wat die omstandighede is. Nou having said that, het Carlos nooit, ek dink hy was maar so dankbaar om 'n Ferrari seat te kon gekry het en alles wat half in plek val en hy results wat op die tafel kom. Ja. Maar Lewis kom uit 'n Toto Wolff era uit. Hy kom uit 'n Mercedes dynasty uit. Om so iets te gaan sê, dis unforgivable. Dis unforgiving vir Adami om jy weet soveel tyd te vat om so eenvoudig te sê Ja. en I'll come back ek to you. is en Charles doen dit ook, maar niemand het nog met daai authority. Maar Alonso Gold, I don't know. Ja, Sebastian, ja, I weet nie. I find that show 'n ander racing studeer het wat toevallig Het hy begin beter doen, hè? Brits is. In die middel van verlede jaar het hy begin beter jong. I agree. Verstaan jy? So my punt is dat wanneer die tyd is om te gaan. Enigste ou wat dit nie kan enigstens registreer in nie is Helmut Marko met sy glas oog. Right. Kom ons praat oor Alpine boys. Hulle het 'n bietjie opskrywing gemaak. Eerstens kry ons nuus Oliver Wokes is uit. Ja. Hè? Ja, Wat 'n verrassing. maar kan ek net
Hulle skryf die hele ding op 'n manier wat hy bedank en hy besluit om te gaan en span het ingestem dat hy met die media gaan en dan heel onder die span sal geen verdere kommentaar lewer nie. Ja. Wat nou half amper 'n double bluff in hindsight kon wees, maar nou lyk dit asof hulle dit skryf op 'n manier wat dit lyk asof hy gefire is. Maar was hy gefire of pursue hy? Yes, nou ietsie. Dit wil ek ook weet. Okay. Wat weet jy wat ons nog nie weet Ek nie? het 'n bietjie raak gelees. Sy? Ek het 'n bietjie raak gelees. Daai deel het ek ook geraak gelees. Christian Horner se posisie is in gedrang. Ek het dit Vriendelik na Oliver Oaks, want hulle kan sien die veranderinge wat hy daar aangebring het en hy het 'n goeie reputasie. Tweede ding is, ek dink, Wat gaan met Max gebeur as Christian weggaan? ek dink sy pa gaan weer terugkom races toe. Dink jy Christian Horner gaan na Aston Martin toe? Wel, ek dink enige Formule 1 span sal stupid wees om nie vir Christian Ja, te kry nie, want hy Adrian Newey. you can Nou kom Christian. Wie gaan volg? verstaan jy? Maak mooi sommer. So Andy Cole gaan kyk oor sy skouer. Maar Xavier sien ons al bull in die middel van daai Aston Martin vlerke. of Vegas is papa. hulle besluit, hey, kom Cadillac toe. Dis groot risiko met jou. Hoekom? Maar dit is nou is van 'n Mick en wie is die ander? Dis Sergio. Checo. Checo, ja. So, Maar het ons al nie vroeër die jaar 'n confirmation gekry op een van Cadillac se drivers nie? Nee, Dit nog nog nie. gewees. Ja. Vir wie het Audi Bortoletto en Hulkenberg. albei. Ja. Ja, maar ek dink nou aan Cadillac. Cadillac, Hulle- hulle dan aanstelling in Ricardo gewy Ja, en Colton Herta van IndyCar. Dis wat ek geraak. dis reg. Ons is Dis daai klomp. Nee. Wat het ek in raak gelees? Ja, en dit was ook toe die Andretti scenario af. Dis reg. So, ek dink ook Oliver Works het vir Jack Doohan geback. Ek dink dis Ek dink tog so. ek dink dis die rede hoekom Hmm. hy ook maar gesien het en Dat hierdie gaan nie. is Flavio se kontrol. Ja. Okay? En is soek Dis sy iemand met 'n paar kahunas. Verstaan jy? En hy het Ja. Kunas, hy maak die tough calls. He doesn't Ja. give a damn. Jy kan gaan draaf soos 'n Ja, nee wat, hy hoor nie. interpreteer vir jouself. En dan Franco Colapinto het ons geweet gaan by iemand aankom. So, weet jy wat? Die profesie het waar geword. So nou gaan hoor ek Colapinto het 5 Grand Prix. Om homself te bewys om verder die res van die seisoen te ry. Maar ek dink As hy na 5 Grand Prix nie te kom nie, met wie se plus dan? Julle rara vir my sê dat gaan Hirikawa gaan al uit Japan uit wat vir Ek kan nie sien dat dit van gebeur nie. die span ry. Of gaan hulle nie kies of wat wie gaan hulle gaan haal dan? Ek kan nie sien dat hulle iemand anders gaan. Ek kan nie sien dat hulle Jack in die eerste plek gaan terugbring nie. Maar dit voel vir my soos 'n kos in 'n hemeldroër op die oomblik. Ja, Dit is changes. Ek meen eers is die Renault wat waai, weer die word toegemaak. Mercedes engines kom in, Flavio vat beheer. Wokes is uit, Doohan is uit. as jy nie oppas jy kompeteer met Sauber. Pinto is nou in en nou gaan Colapinto met perform. Verstaan jy? So Ja. dit is 'n baie interessante ding. Ek is bly vir Colapinto. In fact, ek het dit van die begin af gesê Doohan moes nooit daar gewees het nie. So hy het net sy kans gehad Ja. en ek Dis kom, maar en ek baseer dit nie op sy F1 performances nie. ja. Ek baseer dit op sy F2 performances. En sy F2 performances was crap. Ek is jammer. As Danica in perform gaan jy nie F1 kan doen. Hoe sit jy vir doen in 'n Alpine en jy sit met Mick Schumacher byvoorbeeld wat 'n F2 champion was en 2 jaar se Formule 1 ervaring het en World Endurance Championship ervaring het. En hy tyd spandeer met Mercedes reserve driver ook. So die ou het homself gehou en geskiel baie tegnies goed aangeleer. What a great opportunity to get him. Ja. So met ander woorde, dis die volgende ou teen wat hulle gaan intrek as Colapinto. Ja. Hulle Hoe kan die mas opkom hè? die ou vir wie ek die jammerste voel in die hele proses is Pierre Gasly. Want Ja.
Pierre het sy beste gegee. Anko het gesien hierdie kom. Okay? Hy het 'n skuif gemaak. Ja. Ek dink hy's and he's better for it, ja. to be honest. Ja, agreed. En nou is dit 'n geval van dis Flav. En Flav is merciless. Okay? En weet julle wat? Ek gaan so 'n wild ding nou sê, nee. Moenie verbaas wees as hy vir Alonso terugbring na Alpine toe nie. Onthou hy is Fernando Half, en dat was niet heel lang. Ja. En Alonso kry nie punte by Aston Martin. Maar nie. En Max Verstappen is op pad soontoe. Kom eens kyk. Ek kan nie sien dat Fernando baie lank gaan bly daar nie. Ouens, dit was hoogelaai. Christian Baie Ja. baie diep. Verstappen, Adrian Newey, Ons ken ons eie rumors. Jules title, constructors, Ja, seker jy dit sien, hè? Martin on top. Aston Martin was nog nooit daar nie, né? Is ek reg? In 2023 was hulle Ja, maar wat ek bedoel is, helfte van die hulle was so hulle het nog nooit constructors gevat nie of het hulle in die verlede. Ja, ek vind nee, hulle was Nou, Aston Martin was met sommige Red Bull, so dit okay. Ilinich Ja. en Aston Martin kom uit Jordan Grand Prix. Ja, dis reg. Dis waar Aston was. Jordan Yes. En Eddie Jordan het amper kos You heard it Ja. here first. is in 99. Okay? Die ligte brand. Al 5 van hulle. En dan sit ons nou met die volgende. Piastri op 112 punte. Lando op 98 punte, Max op 85 punte, George op 78. Lewis 65. Ja. Okay. Charles op 60. Okay. En Alex Albon op 55 punte. Nee. En Carlos Carlos op 50. 50. 50, so daai lê by elkaar. Andrea Kimi. Kimi Antonelli op 45 punte en Yuffie op 40 punte. Okay, so Kyk hoe mooi lê hulle by mekaar. verstaan jy? As jy na die constructors toe So, ouens, ek dink McLaren definitief klas van die veld. Ek dink ons verwag maar een van die twee drivers om world champion te wees. En ons en Nico en Lewis het een of ander tyd en Max sit en lek net sy lippe af daar verwag vir 'n fout te maak. En jy wil iets sê, Ras? Ja, kan enige van julle onthou hoeveel punte het Williams mee geëindig laas jaar? O god. Nee, ek het nou nie, ek sou moet gaan kyk. 15? 17. Oh, staan By die einde van die seisoen. Ons het op 105. Oh. Hulle het hom nie eers vir 3 dubbel nie. Hulle is soos in okay, daai sommetjie gaan ek nie probeer. Ja. En dan ouens op 'n baie somber note. Ek en Rassie was die naweek by Simola gewees, by die hill climb in Nysna en ons het Saterdagmiddag verskriklik geniet met qualifying runs en ons het die opening gaan kyk waar die karre in die hoofstraat onder by die waterfront in Nysna 'n paar donuts en burnouts en gedoen het en toe ons nou Sondagoggend ek verjaar, dis lekker Jan en is exciting, ons gaan nou op en ons kom letterlik 10 minute na die tyde aan en Ons in die pit lane toe word al die drivers geroep vir 'n drivers briefing of conference ja, om RBR nie te doen. nuus te lewer dat Pieter Joubert, wat deel is van die Joubert familie, oorlede is in sy Lotus Exige wat 'n Mercedes V8 AMG gehad het en hy het ongelukkige meganiese probleem gehad. Ons nie baie detail rondom dit nie en hy het 'n frats ongeluk gehad in 'n opslag oorlede daar en Nou bommebrand, hè. in 'n woonbrand en hier van 5 ligte se kant af wil ons net rarig en wie ook al dit kyk en ons wil net sê ons innige meegevoel met die Joubert familie, sy broers en al die kinders en familie wat betrokke is.
die Joubert familie. Ek is maar meer bekend met Dion Joubert wat vir al die jare die BMW in die touringcars gery het toe ek as kind was, baie gevolg. Maar ja, ons wil net ons innige meegevoel deel met die familie en vertrou dat ja, dit hulle comfort sal hê in hierdie tyd en dat hulle goeie herinneringe van Pieter sal hê. En weet jy wat, hy het ongelukkig uitgegaan in iets waarvoor hy baie lief was. En dit was resiesjag. En ek dink dit baie smaak weer vir ons die risiko's vir daai is in motorsport. Of jy nou 'n hill climber ry of jy in 'n polo klim in 'n polo cup en of jy in 'n Formule 1 motor klim. Die risiko is elke keer daar dat daar iets gebeur wat buite jou beheer is en iets kan gebeur. So ja, baie slegte dag vir motorsport Suid-Afrika, maar hier van 5 ligte se kant af vir ons net sê ons ondersteun julle en ons sal 'n goeie herinneringe hê van Pieter Joubert en onthou hom ewen van 4 jaar se heel klein met hy net so goed gedoen. So ouens, wees veilig. Asseblief subscribe en share. Asseblief gaan kyk na sosiale media pages. Onthou ons is op Podbean en Apple Podcast en op Spotify. As jy die podcast wil luister en gedeeltes en Radio Ramkat. Ja? As jy nou online radio wil luister, so asseblief, deel dit met ons. Onthou net ons is die enigste podcast wat Formule 1 in Afrikaans doen en ons stiek by dit want Afrikaans is 100 jaar oud. Daar's hy. En ons celebrate dit. So onthou net hou dit nie by 1 lig nie by 2 ligte nie 6 ligte nie, 5 ligte. 5 ligte uit. 5 ligte uit. Ek gaan.